Welkom by die derde sessie van ons reeks Love Like This. Tot dusver het ons twee kragtige konsepte ontdek. In week 1 het ons geleer om met medelee na mense te kyk. Ons het ons oë oopgemaak vir die gebrokenheid van ons stad en God se hart beleef vir sy mense. In week 2 het ons geleer dat medelee ons op 'n missie stuur. Ons het besef dat ons nie net passiewe toeskouers kan wees nie. Ons moet beweeg. Maar vandag kom ons by die vraag wat die meeste van ons wakker hou. Dis die vraag wat tussen ons en ons impak staan. Die vraag, wie is ek? Waar pas ek in hierdie groot prentjie? Wanneer ons na die groot probleme van die wêreld kyk, armoede, korrupsie, gebroke huishoudings, voel ons dikwels soos 'n klein druppel in die oseaan. Ons voel onbevoeg. Ons dink dat ons roeping iets is wat net vir superchristene of uitgekiesde pastore gereserveer is. Maar vandag gaan ons hierdie gedagte aanspreek. Die hoop is dat ek en jy sal ontdek dat ons roeping nie net iets is wat ons self uitdink nie, maar iets waarby ons inpas. Die wie ek is vraag word eers duidelik wanneer ons verstaan waarmee ons belyn. Voordat ons oor roeping kan praat, moet ons oor God se realiteit praat. Ons maak dikwels die fout om te dink ons lewe is die hoofrol en God is die special effect span wat ons moet help om by ons drome uit te kom. Maar die Bybel draai dit om. Efesiërs 1 vers 10 sê dat God 'n plan het wat hy op 'n bestemde tyd gaan uitvoer, om alles wat in die hemel en op die aarde is, onder Christus as hoof te verenig. Dit is God se groot droom, dit is die bloudruk. God het alles nuut gemaak, hy bring die hemel aarde toe en hy wil sien hoe geregtigheid, vrede en vreugde elke straat van die stad sal vul. Jou roeping is nie 'n aparte storie nie. Dit is 'n subplot in die groot draaiboek wat God geskryf het. Dink aan 'n groot toneelstuk. God is die regisseur en die skrywer. Hy het reeds die draaiboek geskryf. Hy weet presies waar die storie heen gaan. Jou taak is nie om die storie te skryf nie, jou taak is om jou rol op die verhoog te vind en dit met alles in jou te speel. Wanneer jy besef dat jy deel is van 'n groter beweging, val die druk van jou skouers af. Jy hoef nie die wêreld te red nie. Jesus het dit reeds gedoen. Ons moet net ons rol in die draaiboek ontdek. Hoe bewerkstellig ons geregtigheid, vrede en vreugde wat die strate van ons stad sal vul? Nog 'n vraag waar ons dan egter moet stil staan is, hoe voer God hierdie plan uit? Wel, hy voer dit uit deur wat die Bybel die Ekklesia noem. Ons vertaal dit dikwels na kerk en dan dink ons dadelik aan 'n gebou met banke en 'n preekstoel. Maar in die tyd van Jesus was die Ekklesia nie 'n godsdienstige gebou nie, dit was 'n burgerlike term. Dit was 'n groep mense wat uitgeroep is om die sake van die stad te bestuur en transformasie te bring. Wanneer Jesus sê hy bou sy Ekklesia, sê hy bou 'n beweging van mense wat sy karakter sigbaar maak in die samelewing. Efesiërs 3 vers 10 sê dat God se ryke verskeidenheid van wysheid deur die kerk bekend gemaak word aan elke mag en gesag. Hoor jy dit? God se wysheid word nie net in die kerkgebou op 'n Sondag bekend gemaak nie. Dit word maandagooggend bekend gemaak deur die manier waarop jy jou besigheid bedryf. Dit word dinsdagmiddag bekend gemaak deur die manier waarop jy as onderwyser na 'n kind kyk. Dit word woensdag bekend gemaak deur die integriteit waarmee jy as kontrakteur 'n huis bou. Ons is die kerk, die liggaam wat beweeg. Ons is die voertuig waardeur die hemel die aarde infiltreer. Ons roeping is om die geur van Christus in die wêreld te wees. Ons is nie daar om net 'n salaris te verdien nie. Ons is verteenwoordigers van 'n ander koninkryk. Soms dink ons, dis alles goed en wel, maar niemand ken my verlede nie. Niemand weet hoe onseker ek voel nie. Ek het nie die opleiding of die krag om deel te wees van die liggaam nie, of om 'n city changer te wees nie. Moses het presies dieselfde gevoel. Toe God hom voor die brandende bos roep om 'n hele nasie te bevry, was sy eerste woorde, wie's ek? Moses het gekyk na sy spraakgebrek, sy ouderdom en sy mislukte verlede in Egipte. Hy het gedink sy roeping hang af van sy bekwaamheid. Maar kyk na God se antwoord. God het nie vir Moses 'n lys van sterkpunte gegee nie. Hy het nie gesê, Moses, jy's eintlik baie slim en dapper nie. Nee, God het gesê, ek sal by jou wees. Dit is die geheim van 'n city changer.
Jou identiteit lê nie in jou image of jou prestasie nie, dit lê in jou belyning met God se teenwoordigheid. Integriteit is om op te hou om iemand te probeer wees, iemand wat jy nie is nie, en bloot beskikbaar te wees vir een wat sê, ek is by jou. Jou swakheid is nie 'n hindernis vir jou roeping nie. Dis dikwels presies die plek waar God sy krag wys. So, om dit eenvoudig te stel, as jy beskikbaar is jy gekwalifiseerd. So, wat is ons amptelike titel in hierdie storie? Wel, 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons tree op as ambassadeurs van Christus. 'n Ambassadeur is 'n baie spesifieke rol. Hy verteenwoordig nie homself nie, hy verteenwoordig die regering en die karakter van sy land. Wanneer mense met jou praat, moet hulle die beleid van die hemel hoor. Wat is daardie beleid? Wel, dis die versoening, dit is genade, dit is hoop. Jy hoef nie jou eie boodskap uit te dink nie. Jy moet net die boodskap van jou koning getrou oordra. En dit bring ons by die finale skuif wat ons moet maak. Ons moet skuif van 'n vrywilliger mentaliteit na 'n medewerker mentaliteit. 'n Vrywilliger help wanneer dit hom pas. 'n Vrywilliger sê, ek sal bietjie help by die kerk as ek tyd het. Maar 'n medewerker aanvaar eienaarskap van die missie. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, ons is medewerkers in diens van God. Jy is 'n vennoot in God se besigheid van stadsverandering. Jy is mede-verantwoordelik vir die welstand van jou buurt. Jy is nie meer passief nie, jy is aktief betrokke omdat jy besef jy deel is van plan A. En daar is nie 'n plan B nie. Terwyl ons hierdie week ingaan, moet ons vra, in wie se storie leef ek? Is ek nog besig om my eie klein koninkryk te probeer bou? Of is ek gereed om my plek in God se storie in te neem? Jy is nie 'n ongeluk nie. Jou talente, jou passies en selfs jou pyn is alles dinge wat God wil gebruik in sy herstelprojek. Jy is geroep om die eklesia te wees, die beweging wat die hemel na die strate van hierdie stad bring. So hou op om te vra, wie is ek? En begin verklaar, ek is 'n ambassadeur van die lewende God. Ek is 'n medewerker in sy koninkryk. Jou lewe is die verhoog waarop God sy liefde aan die wêreld wil wys. So kom ons gaan verander hierdie stad een rol op 'n slag.